Vader, U weet my gemoed is vol. U weet die seer wat ek gisteraand gesien het. Ook die gruwel wat ek gesien het. En daarom lei my dat ek nie in die vlees gaan nie, maar in die gees sal bly, in Jesus naam. Amen. Nou, ek gaan sommer dadelik begin. Gaan nie wag, dat mense opklim nie, hulle kan later maar weer kyk. So daarom wil ek vir ons lees, en daarom wil ek praat oor wat gisteraand ek gesien het, wat ek elke dag sien, wat ek elke dag beleef, en ek glo ek moet mense daar buite praat, veral met ouers, wat nou babatjies het, wat se kinders nog nie groter is nie, want dit kan julle help, veral met mense wat nog glad nie kinders het nie, of mense wat groot kinders het, hoe hulle kan maak. Nou, ek sal my woorde moet terughou, want ek was tot vanoggend 12:30 besig met jong mense. Nou, dis baie maklik as jy op die kantlyn sit, om te oordeel. Dit is baie maklik om op die kantlyn te sit en sê, julle moet so werk, julle moet so werk. Soos party ouers, mense by my aflaai, dan stuur hulle boodskappe vir studente om goed te doen en verander. Hulle ken my nie in die saakie, maar ons gaan nou praat. Maar hoor gou, ek wil vanoggend praat oor dubbelhartige harte. As jy sensitief is, moet jy miskien maar afgaan. As jy voel hierdie boodskap moet uitkom na ander toe, kan jy daarna uitstuur. Ek gaan lees uit Jakobus 4. Vers 3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Hier is mense wat wil hê hulle kinders moet verander. Hulle bid, Here, laat my kind verander. Ons gaan nou daaroor praat. Hoekom verander jou kind dan nie? Dan, vers 7. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Nou, daar's party mense wat met die duiwel hand om die lyf sit. Hand om die lyf sit met die duiwel. So kom hy nie wegvlug nie, want jy nooi hom nader. Ons gaan nou daaroor praat. Oké, vers 8. Nader tot God, dit beteken ek lees Bybel, ek gaan na 'n lewendige gemeente toe, ek soek God se aangesig, ek doen die dinge van die Here, ek saai in God se koninkryk, ek nader tot God, en hy sal tot julle nader. As ek in 'n hoek sit en syp, en vanoggend moet jy nie vir my sê, ek moet nie oor drank praat nie, man, en julle pastore wat oor drank praat, kom hierso, ek sien jy wat het gisteraand gebeur, ouers wat sit en syp, hoe lyk hulle kinders, man? Ek gaan nie nou terughou nie. Nou gaan ek praat my hart uit. En julle kan maar rondom Tali draai en op julle koppe staan en Sari Maree deur julle agterend te vlieg. Maar vandag gaan ek praat, want kinders kan nie so behandel word nie. Ek was tot 12:30 wakker. So ek is miskien nie die geskikte een om nou te praat. Nader tot God. Hierdie slap houding van Christen wees. En hy sal tot julle nader. Reinig die hande julle sondaars. En suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Daar's 'n ander skrif wat sê, God se oë deurkruis die aarde en soek die oë, die harte wat onverdeeld op hom gerig is. Nou kom, ek wil nou gou vir jou 'n paar goedjies sê. Almal wat hulle kinders ook hiernatoe wil stuur, dat julle hoor hoe werk ons. Eerstens, vol liefde. Hier sien ek, Jan Hendrik is op, almal weet, hy het my laasweek weer sy pa genoem. Vol liefde. Maar nou moet jy hoor, ek wil 'n bietjie uitlig boelie, en ek wil uitlig dat julle die geestelike konnektasie oor julle kinders moet besef. Nou hoor van my, duidelik ouers, dit help jy kom bring jou kind vir my oor drank, en jy bring jou kind vir my oor dwelms, maar jy sit in sy by die huis. Ek bel vannag 11:30, sukkel ek hier, en dan is die ma gesyp, maar sy laai die kind af, wat 3 keer al weggeloop het, of 2 keer, en elke keer skade hier maak, elke keer ons goed besteel, laai sy hier af. Daar's klomp sulke voorbeelde, maar ek vat net die een voorbeeld. Die ma wil hê, die kind moet ophou dwelms gebruik, en steel, maar die ma sit 'n syp,
En die maak uit nou. Sy sal nou hier opkom, want sy weet, ek het haar nou net gesê, ek sal dit preek. Hoor gou mooi, ons staan by kinders se grafte, omdat 'n ouer nie kan bekeer nie. Die pa het 'n mooi ding gesê vanoggend. Die pa het gesê, hierdie Rooies, want ek het my nie teruggehou nie. Ek het nie gespeel nie. Het gaan oor 'n kind se lewe. Jy kan nie oor 'n kind se lewe genade, liefde, alles onder die mat aanvee. Vlie net oor hierdie genade storie en liefde storie wat julle so verdraai. As julle nie wil hê ek moet skreeu vandag nie, gaan af. Want ek gaan nie terughou nie. Hoor hier, kinders sterf daagliks. Kinders pleeg selfmoord. Terwyl ouers suip. Wat dink jy van God eerstens? Wat dink jy dat jou kind dit sien? Dan is daar ouers wat hulle kinders vir my stuur en sê, ag ons rook nou wel dagga nie, as jou teppet. Mag jy verstik in jou verdomde dagga. Want jy is met dagga oor die kop geslaan, met dagga olietjies en dagga dit en dagga dat. Kom werk hier, waar ek sit met verslaafdes. En dan sê jy vir my pastoor, hou op preek oor drank, want jy wil tiendes hê van mense, jy wil hulle geld steel, daarom please jy hulle met hulle 1 glasie drank. Ek sê nou vandag vir julle, in die naam bo alle name, jy kan nie suip as jy kind van God is iemand. Bernice Borman, dit voel nogal my goed. Jy sê, hy vrou kan sing. Het sy stem 100% saam. Nou het jy my sommer aangespoor. Nou kan ek lekker verder praat. En ek sien, Devin is ook hier en hy sê ook iets. En ek is sommer nou opgewonde. Prys die Here, nou trek ek sommer oop. Devin, ek weet nie bedoel jy, ek is groot vet of groot man van God. Maar toe maar, ek wil so 'n bietjie praat. As julle mense na my toe stuur, gaan ek nou net vir julle iets sê. Ek sit hier met 'n ouetjie. Hy hakel. En 2 boelies bly spot hom. 2 boelies bly spot hom. Vanoggend 5:12 toe sit ek met hulle. Hierdie kind se lewe is aan flarde. Eers by sy eie ouer huis, ek traai sy pa in die hande kry. Ek wens ek kan sy pa se adres vandag kry. Hierdie kind is sonder seep gelos. Nou hoor gou mooi, ons gee vir kinders. Maar hoor gou mooi, moenie vir Rooie strou sien en bly raak. Hy moet seep gee, hy moet shampoo gee, hy moet tandepasta gee. En jy kan op jou agterend sit. En jou geld sit uit verdomd syp. Want jy het jou kind gedeposit by Rooies en Rooies moet kyk. Ek sal jou ma verlang as ek by jou huis aankom. Ek sal vir jou eers vat en dan bid. Ouers moet mooi hoor vandag. Ouers moet hoor, jy wat jou kind groot maak, bring pa se sigarette. Jy's van die pad af man, jy leer jou kind om vir Lucifer te werk. Bring pa se dop, staan op die tafel en sing, ek is 'n loslappie, ek is 'n hoertjie. Julle moet by God uitkom, julle moet julle kinders ophou verrenoveer. Ek kry hier 'n kind, die pa verkrag haar man. Die ding is gelukkig vrek, so 3 maande terug, verskoon my woorde vandag. Toe kom aankla, toe koop hy nog die dokket ook, by die polisie. 'n Polisieman wat so korrup is, om 'n dokket te laat wegraak waar 'n kind verkrag word. Ons sal jou ook kry. Ja, ek is slim vanoggend en ek is sterk vanoggend. Sê net wat julle wil. Mag hierdie woorde party ouers net tot hede ruk. Hoe kan jy jou kind by my kom aflaai, maar jy gaan suip, jy gaan gebruik dwelms, jy gaan hoer, jy bly saam in hoerery. Lyk ek vir jou soos 'n magician? 'n towerwoordjie oor jou kind spreek en met regkom. Dan het party paas, en hoor gou mooi, ek sit met 90% wonderlike ouers. Dan het party paas wragtig om vir my te bel na 'n week. Is my kind al reg? 28 jaar het jy hom in die verderf groot gemaak. En wil jy ek moet in 'n week hom regmaak? Maar vergeet nou wat hier aangaan. Julle wat in die sitkamer sit en julle kinders soos boelies grootmaak. Julle wat dink julle is oulik om julle kinders te maak dat hulle ander kinders vertrap en seermaak. Pa, ma, jy gaan 'n oes kry van 'n kind wat in 'n tronk sit of lewenslang sit. Ek het ouers wat wonderlik saamwerk en dankie vir daai ouers, want hulle kinders kom reg. Ons roei en ons stoei en hulle kinders kom reg. Maar kry ouetjies hier. Hulle bly hier, steel my goed, bêre dit hier op 'n hoekie,
op 'n dag, en dan sleep hulle in die aand, en dan vat hulle nog 1 of 2 mense saam elke keer. Hoor gou mooi. Gister 'n beraader van ons, 76, ek dink, dit is hoe oud jy is, omdat hy. Kom 'n laaitjie van 28, en hy sê vir hom, maar hy soek nou al lank moeilikheid die laaitjie, jou P, luister, ek het dit 11:30 gisteraand gehoor, terwyl ek meeting hou, en hy vir my ook wil so sê, hy sal nie dit weer sê nie. As party mense wat eers moet maniere kry, en jy wat jou eiertjie wil hê, roos doen dit, luister nie, flitter man, of kom sit hier 'n week, en dan werk jy saam met my. Dis maklik om jou bek oop te maak, daar op Facebook, sorry, ek gaan nie mooi praat nie man, jou bek oop te maak en klomp goedjies te sê, terwyl kinders in die afgrond ingaan, terwyl kinders selfmoord pleeg, terwyl 1200 aborsies vandag weer plaasvind. Spreuke 24 vanaf vers 11 sê, wie sal uitroep vir hulle wat op pad slagpale toe is? Ek sal uitroep. En Jesaja 58 vers 1 sê, hou nie terug nie, en roep uit jou keel uit en verkondig aan my volk hulle oortredinge. Ek wil vandag vir jou sê, hoe kan ons kinders so seermaak, en jy wat jou kind 'n boelie maak, daai ouer wat sy kind goed opvoed, kom dinges jou boelie alles deur mekaar. Luister hier, moenie jou kind na my toe stuur, as jy nie wil hê hy moet maniere geleer word nie. Hoor dit vandag, ek hoef nie mense te please, ek soek mense nie. As 'n ouer 'n kind by my kom aflaai, 'n dogter, beskerm ek daai dogter met my lewe. As 'n ouer 'n seun hier kom aflaai, beskerm ek hom met my lewe. Maar pa, jy wat nooit vir jou kind maniere geleer het nie, hy sal maniere hier kry. Ek mishandel nie mense nie, hoor my mooi. Ek gee liefde, ek gee drukkies, ek huil saam met hulle. Julle ken nie my hart nie, baie mense dink ons raas dit. Ons gee liefde, ons huil saam. Maar ek gaan nie, soos gisteraand, dat kinders vertrap word. 'n Kind wat hakkel, so vertrap word nie. En jy pa wat die hele dag in my oproepe wil antwoord nie, oor 'n hakkelkind. Jy, ek sal jou kry vandag. Nie een stukkie seep vir die kind gestuur nie. Hy stuur hom sonder 'n baadjie, die winter is hier. Hy stuur hom met 1 kombers. Hy sê nie vir hom sakgeld in nie. Man, dis een van die gevalle. Ek sit hier met 10 per maand wat die sakgeld kry nie. Maar dan kyk ek op hy ouers se profiles en sy hulle. Strooi man. Ek gaan nou 'n bietjie die bediening anders maak. Ek sal jou kom besoek by jou huis, by jou bottel brandewyn. As jy 'n bottel brandewyn kan koop, maar jy kan nie vir jou kind hier sakgeld gee nie. Ek wil nie jy moet die kind vat nie, en jy sal hom nog verder verinnerveer. As jy wil 'n kind hê, as jy wil lekker kry in die bed, sorg dat jy die kind groot maak in die weë van God. En julle jong meisies wat saterdaande wil in die bed spring. En deur die week, jy moet by God uitkom met jou hoerery man. Jy moet by God uitkom. Maar kyk net, wat moet ek nog gesê? Hierdie molestering pla my verskriklik. Ek kry hier kinders kort wat gemolesteer is. Ek soek 'n skrif, dat ek op 2 mense kan jag maak. Ek weet, nou praat ek vlees. 'n Smokkelaar en 'n molesteerder. As ek daai skrifte kry, wil ek jag maak op hulle. Ek wil hulle uitroei, want die regering is te slap. En 'n pa wat sy eie dogter of seun bevoel, jy moet vrek man. Ja, ek weet, Jesus het vir jou ook gesterf. As vragtig gister iemand wat sê, Jesus het klaar vir ons gesterf, nou kan ons doen wat ons wil. So jy kan jou kind molesteer na Jesus vir jou gesterf het. Jy kan suip na Jesus vir jou gesterf het. Dis van die pad af man. Luister hè. Sit hier met iemand. Plain dissipline. Ek wil net eers 'n konnektasie gou vir jou sê. As jy wil hê jou kind moet ophou, dwelms gebruik, maar jy suip, dis verslawende middels. Jy hou dit in die gang. Ek kan hier bid, ons kan duiwels uitdryf wat ons wil. Jy ouer, hou dit in die gang. Ouer moet die goed breek. As jy wil hê jou kind moet nie eendag dit doen nie, moet jy stop rook. Rook kan 'n kind laat dwelms gebruik. Porn wat jy kyk, kan jou kind laat verkrag. Dis die geestelike wette. Porn wat jy kyk,
kan jou kind laat uitskree. Jou rook kan sorg dat jou kind longkanker kry. Daar's 'n geestelike wet. En wat jy saai, maai jy, sê die Bybel.